Kom ons bid saam. Here onse God, met ons hele hart en ons hele wese wil ons vandag aan U die lof en die eer en die dank toebring. Wil ons ook, soos wat ons later gaan lees, uitroep, Halleluja, prys die Here, vir alles wat U vir ons doen, vir alles wat U vir ons beplan, prys die Here. En Here, in hierdie erediens, want dit is werklik waaroor dit gaan, dat dit 'n diens is tot eer van U, wil ons dan bid, dat U ons lof en ons eer en ons aanbidding en ons danksegging, dat U dit sal hoor en dat U dit sal aanvaar, Here, dat U naam groot gemaak sal word, want dit is al wat werklik saak maak, is dat al die eer na U toe sal gaan. Ons bid dit in U naam, Here. Amen. Ons gaan weer so deur die loop van die preek na die skriflesing kyk. Ek hoor onlangs, trouens, ek dink dit was verlede Sondag gewees, terwyl ons op pad was kerk toe, het ons sommer so ingeskakel op RSG en die eerste gedeelte van die oggend se erediens geluister. En die persoon maak toe die opmerking, en dit is nogal vir my 'n interessante opmerking gewees, dat die Bybel begin met 'n huwelik en die Bybel sluit af met 'n huwelik. In Genesis het ons te doen met Adam en Eva, wat deur God bymekaar uitgebring is, as man en vrou, en dan in Openbaring het ons weer 'n huwelik wat ter sprake is, wanneer die bruid, die kerk van die Here Jesus, en die bruidegom, Jesus Christus self, aan mekaar verbind word. En ek wil regtig eintlik tog al vir jou uitdaag, om hierdie gedeelte te lees, om Openbaring 19 te lees, sonder om 'n gevoel van geweldige opgewondenheid te beleef oor wat aan die kom is. Juis in teenstelling met wat so baie mense vir ons wil laat verstaan, van hierdie donker tyd en hierdie moeilike tyd en hierdie skrikwekkende tyd, wil Openbaring juis vir ons sê, dat wat 'n wonderlike gedagte, om net daaraan te dink dat ons na 'n bruilofsfees uitgenooi word, en ons daar met ons Here Jesus Christus verbind word. En dit is waarna ons vandag wil kyk, maar voordat ons daarby kom, lees ons eers hoe dat die gelowiges juig en jubel oor die val van Babylon. Nou verlede Sondag het ons gekyk na Openbaring 18, ons het daar gelees van die sedelose Babylon, wat tot 'n val gekom het, en hoe dat die gelowiges in hoofstuk 18 vers 20 dan opgeroep word om te juig oor die oordeel wat voltrek word. Verheug jou daaroor, hemel en julle gelowiges, apostels en profete. God het die oordeel waarmee sy julle getref het, oor haar voltrek. En dit is dan presies wat in die volgende paar verse in hoofstuk 19 gaan gebeur. Kom ons lees daar vanaf vers 1 tot vers 5. Hierna het ek iets gehoor soos die harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep, Halleluja, die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Regverdig en reg is sy oordeele, want hy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou, wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek. Verder het hulle uitgeroep, Halleluja, haar rook styg tot aan alle ewigheid op. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê, Amen, Halleluja. Toe het daar 'n stem van die troon afgekom wat gesê, loof ons God, al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot. As julle dalk die gedeelte vooraf gelees het in die Afrikaanse Bybel, sou julle gesien het dat daar eintlik vertaal word, prys die Here, vers 1, vers 3, vers 4 en vers 6, kry ons die woorde, prys die Here. Maar die Griekse teks
daar word die bekende woord Halleluja gebruik. En Halleluja is eintlik 'n Hebreëse woord, so hulle het hom eintlik van Hebreëus af net oorgeskryf in Grieks. En Halleluja beteken dan letterlik ook prys die Here. Maar ek het ter wille van die boodskap van vandag, het ek besluit om eerder te hou by die oorspronklike woord Halleluja in plaas van die vertaling prys die Here. Ek gaan nou so 'n bietjie verduidelik waarom ek dit gedoen het. Nou daar is meer as een Griekse woord wat Johannes kon gebruik het om te vertaal of om te skryf prys die Here. Daar's 'n paar Griekse woorde wat eintlik dieselfde betekenis het. Maar hy verkies om daai Hebreëse woord Halleluja te gebruik in hierdie verse. En nou is die vraag, waarom het hy dit gedoen? Waarom het hy nie maar net 'n ander Griekse woord gebruik, gewone woord gebruik, om te sê prys die Here nie? In die psalms, veral Psalm 113 tot 118, word die woord Halleluja baie dikwels gebruik. En daar hou dit spesifiek verband met lof aan God, omdat die Here die volk van Israel uit Egipte land uitgelei het, deur die Rooi See gevat het, deur die woestyn gevat het, en uiteindelik by die beloofde land uitgebring het. En nou sal julle onthou, dat toe ons na Openbaring hoofstuk 15 gekyk het ek daar verwys na die lied van Moses, en toe het ek gesê dat Johannes gebruik spesifiek hierdie term, die lied van Moses, wat deur die gelowiges gesing word, juis om terug te verwys na hierdie Israeliete wat uiteindelik by die beloofde land uitgekom het, en wat hy dan in hierdie hoofstuk 15 vir ons sê, ons as gelowiges is ook op pad na die beloofde land toe. Ons is op pad na die nuwe hemel, die nuwe aarde, ons is op pad na die nuwe Jerusalem toe. So hy het 'n baie duidelike keuse gemaak waarom hy daai woorde so gebruik het. En nou is dit asof Johannes hier in hoofstuk 19 al hierdie gedagtes nou weer bymekaar bring vir ons. In hierdie paar verse wat ons nou gelees het hier in hoofstuk 19. Soos wat die Israeliete destyds gered is van die Egiptenare, so word die kerk van die Here Jesus gered van die sedelose Babylon. Soos wat Farao en die ander Egiptenare by die Rooi See uitgewis is, so word Babylon ook uitgewis. Ons het dit mos gesien in hoofstuk 18 vers 21. Toe het 'n sterk engel 'n groot klip so groot soos 'n meelsteen gevat en dit in die see gegooi en gesê, so met geweld sal Babylon die groot stad neergegooi word en niemand sal hom ooit weer kry nie. Soos wat die Israeliete later in die psalms veral Halleluja uitgeroep het, as hulle teruggedink het aan daai gebeurtenis, aan die wonderwerk wat God daar gedoen het om hulle te red uit Egipte land, so roep ons as gelowiges ook uit Halleluja, omdat God die verlossing van sy kinders bewerk het. Babylon het ten doel gehad om die kinders van die Here te vervolg en te mislei en te vermoor. Maar God het ook geluister na die noodkrete van sy kinders daar voor sy altaar in die troonkamer, waarvan ons gelees het in hoofstuk 6 vers 10, toe hulle uitgeroep het, hoe lank nog heilige en getroue heerser, wanneer voltrek U die oordeel en wreek U ons dood op die bewoners van die aarde? En daarom word al die gelowiges nou hier in hoofstuk 19, die eerste paar verse, opgeroep om die Here te loof. Almal wat reeds gesterf het, hulle siele wat daar voor die altaar van die Here in die troonkamer is, en ook almal wat op aarde is, almal wat van ons wat nog leef, word opgeroep om die Here te loof, omdat hy die oordeel oor die bose Babylon voltrek het. En terwyl dit nou voortgaan, terwyl ons nou nog besig is om die Here te loof en die Here te eer vir wat hy gedoen het, vertel Johannes vir ons 'n ander storie. So ons is besig om voort te gaan om die Here te prys. Maar Johannes sê daar's nou ook iets anders wat besig is om te gebeur. En dit is die gereedmaak vir die bruilof wat aan die kom is. En daarvan lees ons in hoofstuk 19 vers 6 tot 10. Ek het nou iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte
soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, Halleluja, die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder blinkklere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Verder sê hy vir my, dit is die woorde van God en hulle is waar. Toe het ek voor sy voete op my knieë neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my, ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het en dit is die Gees wat die profesie gegee het. Nou geliefdes, hierdie vergelyking van die gebruik van 'n huwelik om die verhouding tussen God en sy kinders mee uit te beeld, is nie iets wat vreemd is in die Bybel nie. Reeds in die Ou Testament is dit duidelik dat die Here hierdie verhouding van hom sien as so 'n intieme verhouding van 'n huwelik tussen 'n man en vrou. Ons lees byvoorbeeld daar in Jesaja 54 vers 5. Hy wat jou gemaak het, is jou man. Sy naam is die Here, die Almagtige. En in Jesaja 61 vers 10, dan juig die profeet, hy sê, ek is soos 'n bruidegom met 'n priesterkroon op, soos 'n bruid met haar juwele aan. En dis maar 2 voorbeelde van die Ou Testament, daar's baie meer, waar hierdie verhouding tussen God en sy kinders beskryf word, as 'n huwelik. En nou kom Johannes, en hy sê, dat die wederkoms van die Here Jesus, wat hy hier beskryf in Openbaring hoofstuk 19, sê hy is ook soos 'n huwelik, soos 'n bruilofsfees. Nou, om dit te begryp, om iets te begryp van wat Johannes hier vir ons wil sê, dink ek is dit nodig dat ons net so 'n bietjie kyk na hoe 'n bruilof gelyk het in die Bybelse tyd en wat dit alles behels het. En mens kan die hele bruilofsgeleentheid, alles wat daarmee saamhang, eintlik in 4 groot fases indeel. In die eerste plek kry jy die verloving. En in die Bybelse tyd was die verloving baie ernstiger gesien as wat ons geneig is om daarna te kyk. Ons sê verloving is amper 'n tyd wat jy sit 'n ring aan en dan wag ons nog vir die huwelik om te gebeur. Maar in die Bybelse tyd was 'n verloving amper so bindend gewees as die huwelik self. Daai verloving het ook nie, iewers privaat, miskien langs die see in 'n maanlig of in 'n restaurant met 'n glasie champagne wat jy daar gedrink het, so op jou eie gebeur nie. Die verlovingsgeleentheid is gedoen waar 'n klomp ander mense getuies was van wat gebeur het. En vanaf daardie dag wat jy verloof geraak het, is enige verhouding met iemand van die teenoorgestelde geslag taboe. So dieselfde getrouheid wat van 'n man en vrou verwag word binne die huwelik, het ook gebeur tydens die verloving. Dit is ook die rede, as julle sal dit onthou, dat toe Josef uitgevind het dat Maria swanger is, en hy nog nie geweet het wat gebeur het nie, dat ons dan in die Bybel lees dat hy in die geheim van haar wou skei. Daar staan letterlik dat hy daai verbintenis wou verbreek, soos 'n egskeiding. Juis omdat die verloving so 'n bindende geleentheid was tussen die man en die vrou. Dit was dan ook in hierdie tyd, in hierdie verlovingstyd, wat die bruidegom na die toekomstige aanstaande skoonpa toe gegaan het, en dan moes hy 'n bruidskap gaan betaal aan hierdie man. Dit kon selfs soveel wees as 'n halwe kilogram silwer. Gewoonlik dan so 'n bietjie minder, maar dit kon selfs soveel gewees het. Dis 'n aardige bedrag geld wat jy aan jou skoonpa moes betaal het. En eers as jy dit betaal het, dan het hierdie verloving eintlik wettig geword. En dan was dit nou 'n uitgemaakte saak dat hierdie man en hierdie vrou aan mekaar verloof was. En dan in hierdie tyd is al die reëlings rondom die huwelik en veral die huweliksfees dan ook uitgesorteer. Dan het die man alles reggemaak vir hierdie groot fees wat gaan plaasvind,
Die vrou het haarself gereed gemaak, haarself mooi gemaak en natuurlik gekyk, het al die regte goed geëet en al die regte velsorgmiddels gebruik en al sulke goeders en natuurlik haar bruidsklere is dan reggemaak en die bruidsmeisies wat saam met haar sou gewees het, se klere is reggemaak, maar soos wat dit vandag ook maar gebeur, maar so het dit ook in daai tyd gebeur. En dan uiteindelik het die groot dag aangebreek. Die bruid het haarself aangetrek, het met haar bruidsklere aan, die bruidsmeisies het hulle self aangetrek, en dan het die bruidegom uitgevat in sy beste toerusting, uitrusting, het hy toe na die bruidshuis toe gegaan, om daai bruid te ontmoet, en dan het hulle saam beweeg na die huis van die bruidegom, waar die bruilofsfees dan gehou sou word. En in baie gevalle het daai fees vir so lank as 7 dae geduur, as dit belangrike mense was, dan kon dit selfs 14 dae lank 'n fees gewees het, wat hulle daar gevier het, die bruilofsfees. En as ons nou gaan kyk na wat God vir ons gedoen het, dan word dit nou duidelik waarom Johannes die wederkoms van Jesus Christus vergelyk met 'n bruilof. Toe Christus aarde toe gekom het hy gekom om eintlik die huweliksaanbod aan ons te kom maak, om vir ons te kom sê, maar kom ons trou, kom ons kom in 'n verhouding met mekaar. Dit klink dan baie half oppervlakkig as mens sê kom ons trou, maar iets daarvan is wat Jesus kom doen het. Hy het vir ons uitgenooi om in 'n verhouding met hom te tree. Dan moet hy kom, as ons dan nou gesê het, ja, ons aanvaar die aanbod, dan kom die Here en hy maak die verloving 'n werklikheid. Daar aan die kruis word dit in die openbaar gedoen. So dis ook nie iets wat ons wegsteek, iets wat ons privaat doen nie. Maar die Here Jesus kom aan die kruis, daar waar almal hom kan sien, daar waar hy in 'n koppie hang, en hy kom sê, ek verbind myself met my kinders, en hierdie is 'n verloving wat eintlik tussen ons plaasvind. Maar daar aan die kruis het Jesus dan ook gekom om die bruidskap te betaal. Die grootste bruidskap, die duurste bruidskap wat ooit betaal is vir 'n bruid, het hy daar aan die kruis kom doen. Daar waar hy gesê het, ek betaal met my bloed om hierdie verhouding te laat werk. In Handelinge 20 vers 28 lees ons dat die ouderlinge opgeroep word om te sorg vir die gemeente, om te sorg dat dit met almal goed gaan in die gemeente, dat daar oor hulle gewaak word, en dan sê hulle die rede daarvoor is, omdat Christus hierdie gemeente vir homself verkry het, deur sy bloed. So hy het betaal met sy bloed, dat ons aan hom kan behoort. En toe het die tyd aangebreek met Jesus se hemelvaart, waar die bruid en die bruidegom vir 'n tydperk uit mekaar uitgegaan het. Daar waar al die voorbereidings dan getref word vir hierdie bruilofsfees. En dit is die tyd wat ons vandag in leef. Dit is die tyd wat Jesus by sy Vader is, ons is hier op aarde, en ons weet dat die seun besig is om gereed te maak vir die bruilofsfees, en ons wat hier op aarde is, ons is besig om onsself gereed te maak om vir Jesus Christus te ontmoet. Dis in ander woorde dan die tyd waarin ons vandag leef. Dis ook in hierdie tyd dat ons dan lees van Openbaring 19 vers 8 wat sê, God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. So ons is besig om onsself gereed te maak om vir Jesus te ontmoet op die manier wat hy graag wil hê ons hom moet ontmoet. Die fyn klere simboliseer die heilige lewens van die gelowiges. En ek dink dis miskien iets wat mense ook maar moet sê. Ons is so bang baie keer om te praat oor 'n heilige lewe, 'n toegewyde lewe aan die Here. Dit klink so asof jy sê, maar weet ek is so 'n wonderlike mens. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar dit gaan oor die erns waarmee ons werk aan ons verhouding met die Here Jesus. Dat ons sê, maar as ons die dag voor die Here verskyn, wil ons graag voor hom kom in hierdie fyn, helder, wit klere wat hy dan praat van as die regverdige dade van die gelowiges. En die klere van die bruid is in skrille kontras
met die klere wat die sedelose Babylon aangehad het. Julle sal onthou verlede week ons gepraat dat sy hierdie pers en helder rooi klere aangehad het. Sy probeer haarself voordoen as iemand van 'n koningsfamilie, maar eintlik lyk dit goedkoop. En nou kom die bruid van die Here Jesus. Hy sê ons is aangetrek in hierdie fyn, helder, blink klere van toegewydheid aan die Here Jesus. Dit simboliseer geestelike integriteit en sedelike onberispelikheid. En dan uiteindelik dan breek die groot dag aan, die dag van die huweliksfees. En dit kom met die wederkoms van ons Here Jesus. Op hierdie dag word die kerk van Christus en Jesus Christus self aan mekaar verbind. En dis van hierdie bruilof wat ons lees in vers 7, laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. En nou kry Johannes die opdrag in vers 9 om te skryf, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Nou ons ken ons almal die saligsprekinge in Matteus 5, die bergrede van die Here Jesus. Salig is die wat arm van gees is, salig is die wat barmhartigheid betoon, al daai saligsprekinge. En in Openbaring kry ons ook met sulke saligsprekinge te doen. Interessant, dit is presies dieselfde Griekse woord wat Jesus gebruik het met sy saligsprekinge, kom Johannes en hy gebruik daai selfde woord om ook daai saligsprekinge van God uit te spreek. Daar 7 van hulle in Openbaring en hierdie is dan een van hulle. Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi word. Eintlik die woord wat daar gebruik word wil amper iets sê van uitermate gelukkig, oorvloedig gelukkig is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Geliefdes, dis ons van wie Johannes daar praat. Ek en jy. Hy sê ons is die gelukkiges. As ons uitgenooi is na daai bruilofsmaal toe, is ons uitermate gelukkig. En die wonderlike is, ons word nie net uitgenooi as gaste na die bruilofsmaal nie, maar ons word ook genooi om as die bruid aan te sit by daardie bruilofsmaal. So ons is te gelykertyd gaste en ook bruid van die Here Jesus by daai bruilofsmaal. En as daai bruilofsfees begin, dan sit nie maar net vir 'n week of vir 2 weke selfs wat daai fees duur nie, maar dit duur tot in alle ewigheid. En alles op aarde, alles wat ons vandag beleef op aarde, is eintlik besig om afgespits te raak op daardie dag. Alles word toegespits op die dag van die wederkoms van ons Here Jesus. Christus het reeds van die begin af, van die vroegste tye af vir ons uitgekies. Ons het daarvan mos gelees destyds toe ons met die Efesiërs besig was, dat hy ons uitgekies het om sy kinders te wees, dat hy ons uitgekies het om sy kerk te wees. En uiteindelik is dit sy bedoeling dat ons met Jesus Christus se wederkoms vir ewig aan hom verbind sal wees. Ongelooflike gedagte om net daaraan te dink, dat die Here al hierdie dinge vir ons in sy kop gehad het, en dat hy dit beplan het vir ons. Geen wonder dat Handel gemotiveer was om sy beroemde Halleluja koor te skryf, terwyl hy juis na hierdie hemelse bruilofsfees uitgesien het nie. Halleluja, want God die Heer almagtige is koning, en hy sal heers vir ewig en altyd, koning van die konings en heer van die heersers. Halleluja.
Maar geliefdes, met die wederkoms sal daar nie net vreugde wees nie, want dis ook op hierdie dag wat God se oordeel voltrek word. Ons lees daarvan in die laaste paar verse van Openbaring 19 vanaf vers 11. Toe het ek gesien die hemel is oop, daar was 'n wit perd, sy ruiter word die getroue en die betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangetree wat met bloed deurweek was en sy naam is die woord van God. Die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hulle het fyn, helder wit klere aangetree. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref en hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die parskyp trap vir die wyn vir die toorn en die oordeel van God die Almagtige. Op sy klere by sy heupe was daar 'n naam geskrywe, die koning van die konings en die Here van die heersers. Toe het ek 'n engel by die son sien staan. Hy het met 'n harde stem uitgeroep en vir al die roofvoëls wat hoog in die lug vlieg gesê: Kom bymekaar vir die groot feesmaal wat God gereed maak. Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges en die vleis van die perde en hulle ruiters, ja, die vleis van allerlei mense, vryes en slawe, klein en groot. Toe het ek gesien dat die diere en die konings van die aarde met hulle leers bymekaar gekom het om oorlog te maak teen die ruiter op die wit perd en teen sy leer. Die dier is toe gevange geneem en saam met hom ook die valse profeet wat die wondertekens vir die dier gedoen en daarmee die mense mislei het wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi wat met swaal brand. Die ander mense is doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het uit die mond van die ruiter op die wit perd. Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis. So wat nou hier gebeur is dat Johannes vir Christus sien wat op 'n wit perd aangery kom. Uit sy mond is daar 'n skerp swaard en die bedoeling hiervan is om God se oordeel te voltrek oor elkeen op aarde wat hulle teen hom verhard het. En daarom sê Matteus ook vir ons eintlik op 'n paar plekke dat daar 'n geween en 'n geknars van tande sal wees op die dag van die oordeel van God. Want dan sal elkeen wat nie geklee is met die bruilofskleed nie, uitgewerp word in die buitenste duisternis. Nou lees ons hier dat Jesus Christus, die ruiter op die wit perd, baie heerserskrone dra. Ons lees dit daar in vers 12. Daar's twee Griekse woorde wat in die Bybel gebruik word, wat ons met kroon kan vertaal. Die een woord dui op 'n oorwinnaarskroon, die tipe kroon wat aan die kerk van die Here Jesus gegee word. Ons lees daarvan onder andere in Openbaring 12 vers 1. Toe het daar 'n groot teken in die hemel verskyn. Daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. So dis die oorwinnaarskroon wat hiervan gepraat word. Die ander woord wat gebruik word is 'n heerserskroon. En nou is dit interessant dat in Openbaring is daar 3 wesens wat hierdie heerserskroon dra. Die eerste keer lees ons daarvan in Openbaring 12 vers 3, waar daar vertel word dat die draak, aan die ander woorde Satan, 7 heerserskrone op sy kop het. Later in Openbaring 13 vers 1 lees ons dat die dier uit die see, die Antichrist, 10 van hierdie heerserskrone dra. En dan lees ons hier in hoofstuk 19 van die ruiter op die wit perd, Jesus Christus. Daar word net gesê dat hy baie van hierdie heerserskrone het. Maar nou weet ons mos, ons het nou dit al gesien, dat die draak en die dier uit die see en die dier uit die land eenvoudig net besig is om vir God na te aap. Hierdie sataniese trio is besig om die heilige drie-eenheid te probeer naaap. So daai krone wat hulle dra, die krone wat die draak het en die krone wat die dier uit die see het, beteken net mooi niks nie. Hulle het geen krag nie, hulle kan nie teen God standhou nie. Daar's nie 'n manier wat hulle vir God kan oorwin nie, soos wat ons ook nou weldra sal sien vanoggend ook. Christus alleen is die koning van die konings en die Here van die heersers. In vers 15 word daar verwys na die parskyp van God se wraak. Ons het daarvan ook gelees in Openbaring hoofstuk 14.
En is nou duidelik dat die finale oordeel besig is om te kom. En dan in teenstelling met die kinders van God, met die kerk van die Here Jesus, met ons as gelowiges, wat uitgenooi word na die bruilofsfees toe, is daar nou hier 'n ander uitnodiging om te kom eet. En dit is 'n uitnodiging aan die roofvoëls, daar in vers 17 en 18, en hulle word ook uitgenooi om te kom eet. Maar in hierdie geval is dit om die vleis van die goddeloses te eet. Toe het 'n engel by die son sien staan, hy het met 'n harde stem uitgeroep, en vir al die roofvoëls wat hoog in die lug vlieg gesê, kom bymekaar vir die groot feesmaal wat God gereed maak. Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges en die vleis van die perde en hulle ruiters. Ja, die vleis van allerhande mense, vryes en slawe, klein en groot. En wat Johannes hier vir ons wil sê, is dat die goddeloses, met ander woorde die mense wat teen God gekies het op aarde, nou in God se spervuur is. En hulle kom uit elke denkbare groepering van die samelewing. Of jy ryk is en of jy arm is, of jy belangrik is en of jy onbelangrik is, of jy 'n koning is of 'n staatspresident of 'n dienskneg, dit maak nie saak nie. Voor God is daar geen verskil nie. Daar's geen verskil tussen die wat gelowig is nie, en daar's ook geen verskil tussen die wat ongelowig is nie. Die wat op aarde teen God gekies het, sal met die wederkoms van Christus onder God se oordeel val. Dan gaan jou geld en jou status of wat ook al geen verskil kan maak nie. As jy besluit het teen God op aarde, dan val jy onder die oordeel van God. En al klink dit wreed, en die beskrywing wat ons hier kry van die roofvoëls, dit klink verskriklik. Moet ons net onthou, hoeveel keer in Openbaring, ons het soveel keer al daarna verwys, hoeveel keer het die Here nie gesê, kom tot bekering nie, bekeer jou nie. Elke keer oor en oor, dat hy gesê het, tot op nommer 99, het hy vir die mense gesê, daar's nog tyd oor, bekeer julle. So diegene wat tot aan die einde volhard in hulle ongeloof, dit is hulle van wie daar gepraat word, wat dan onder die oordeel van God kom. Die res van ons wat glo, ons wat die kinders van die Here is, ons wat aan die ware kerk van die Here Jesus behoort, ons word uitgenooi na die bruilofsfees toe. En nou vertel Johannes vir ons in vers 19, dat die dier uit die see saam met die goddelose konings en hulle leers vir Oula saamtrek om teen Christus oorlog te voer. So daar's nou nog so 'n laaste poging wat hulle wil probeer om oorlog te maak teen die Here. En dan volg vers 20, die dier is toe gevange geneem en saam met hom ook die valse profeet wat die wondertekens vir die dier gedoen en daarmee die mense mislei het wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. En hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi wat met swaal brand. Net dit. Hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi wat met swaal brand. En dit, broeders en susters, dis die einde van die dier uit die see, daai verskriklike monster wat ons van gelees het in Openbaring 13, en die dier uit die land uit, die een wat die Heilige Gees probeer naboots, die valse profeet. So eenvoudig, so maklik is hulle einde. God vat hulle en hy gooi hulle in die vuurpoel in, en dan is dit verby met hulle. Die goddeloses het aan hulle einde gekom, die sedelose Babylon het aan haar einde gekom, die dier uit die see en die dier uit die land het aan hulle einde gekom. Al wat nou nog oorbly is die draak. En volgende Sondag, as die Here wil, gaan ons dan hoor wat met die draak gaan gebeur. Maar ons, elkeen van ons wat getrou bly aan God, diegene wat hulle tyd op aarde gebruik om hulle self voor te berei vir hierdie bruilofsfees, die hemelse bruilofsfees, hulle sal op daardie dag, die groot en wonderlike dag van die wederkoms van die Here Jesus, die vreugde smaak om in 'n ewige verbintenis saam met Christus te wees. Geliefdes, die kaartjie is in die pos. Jy word uitgenooi
na hierdie hemelse bruilofsfees toe. Nie net om dit as gas by te woon nie, om toe te kyk terwyl twee ander mense in die eg verbind word nie, maar jy word uitgenooi om hierdie hemelse bruilofsfees by te woon as deel van die bruid van die Here Jesus. Jy word uitgenooi om in jou bruilofsklere, daai pragtige wit klere wat hiervan gepraat word, daai helder klere, om dit aan te trek en om voor God te verskyn as die bruid in hierdie ewige verbintenis met Jesus Christus. Jesus het klaar beloof dat hy getrou sal wees aan jou. Hy het dit daar in die kruis beloof. Hy sal tot aan alle ewigheid getrou bly aan ons. Die Here Jesus het klaar beloof dat hy vir ons sal sorg. Hy het klaar beloof dat hy tot aan ewigheid lief sal bly vir ons. En al wat jy moet doen, is om ja te sê op hierdie uitnodiging, om deel te wees van daardie bruilofsfees. Amen. Here, ons sien met soveel verwagting uit na u wederkoms. Ons wil saam met Paulus uitroep, Maranatha, kom Here Jesus. Ons wil saam met Johannes, soos wat hy ook later doen in hierdie boek, uitroep, kom Here Jesus. Ons het 'n verlange daarna om by u te wees, om naby aan u te wees. En Here, dankie dat ons met groot verwagting kan uitsien na die wederkoms. Dankie dat ons nie nodig het om bang te wees daarvoor nie. Want ons weet, ons sal by u wees. Ons sal saam met u staan voor die troon van God, as die bruid van die Here Jesus. En Here, ons bid dat u hierdie droom, hierdie visie van wat u vir ons beplan, dat ons dit in ons gedagtes sal hou, ook in moeilike tye op aarde, dat ons in ons gedagtes sal sien wat u besig is om vir ons te beplan. Ons dank en ons eer u daarvoor, Here. In die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen.